en baie welkom by ons Woensdag aand pastorale gesprek, natuurlike inisiatief wat gebore is uit die COVID-bediening uit en hierdie is die laaste een vir die jaar. Ons gaan volgende jaar in 2021 steeds aangaan met die pastorale gesprekke of 'n aanlyn bediening. Ons gaan net so klein bietjie anders verpak, maar ons wil met julle kommunikeer voordat ons met daardie bediening of die verpakking van die bediening en die anderheid daarmee wegspring. Ons het Sondag stilgestaan by Matteus 25 vanaf vers 31 tot 46 en vir mekaar gesê dat wanneer ons iets doen of nie doen nie, ons dit direk aan God doen of nie doen nie. En die hele Bybel speel met God wat homself inkarneer, het sy in die natuur of het sy in mense, en natuurlik het God homself geïnkarneer in die vorm van Christus, in sy volheid, want Christus was ook God, maar die inkarnasie vind op soveel maniere plaas. Nou die term inkarnasie het ons mekaar gesê beteken dat iets of iemand 'n ander vorm aanneem vir 'n bepaalde doel. Met ander woorde, God neem die vorm van mens aan in Jesus Christus vir 'n bepaalde doel, sodat ek en jy gelyk kan word tot die lewe en die ewige lewe. En Richard Rohr, en ek heg vir julle 'n foto van sy boek aan die einde van die video. Ek dink regtig hy's 'n fantastiese teoloog en julle is meer as welkom. Jy gaan nie jou tyd mors as jy so 'n boek lees nie. Richard Rohr sê in hierdie boek The Divine Dance dat God homself eintlik inkarneer in elke mens. Daar's iets van God in ons almal. Daar's iets van God in elke mens. 1 Johannes 4 sê God bly in ons en ons bly in God. Die Engelse teks sê so mooi, He created them and then dwells in them. En selfs kry ons hierdie idee van inkarnasie aan in Genesis, wanneer God sê kom ons maak die mens na ons beeld, né? Daar's iets van God se vorm wat in ons aanneem. Dietrich Bonhoeffer het ook gesê dat die kerk is nie net 'n samekoms van gelowiges wat uiting gee in hulle verhouding met Christus nie, maar dit is Christus, God homself wat vorm aanneem in die wêreld. En dit het ongelooflike implikasies vir my en jou as kerk van God. Want dit wat ons dan sê of nie sê nie, en dit wat ons dan doen of nie doen nie, doen ons direk aan God of nie aan God nie. En ek dink dat wanneer hierdie idee by ons posvat, ons roeping heeltemal anders sal lyk. Nou het ek Sondag ook vir julle gevra of julle vertroud is met die Mentos eksperiment. Ek wou dit eintlik saamgebring het. En baie van julle het julle koppe geknik en gesê julle is nie vertroud met die Mentos eksperiment nie, maar ek dink dit kan die beste voorgestel word met hierdie eksperiment. Ons is die gas, koeldrank en God is die Mentos, en wanneer God in ons is, dan borrel dit oor. We can't contain ourselves, want God can't contain himself. Hy is oral oor die natuur en oral waar jy gaan sien jy God en beleef jy God. Die Fransiskane het gepraat van die natuur as die eerste Bybel, want dit is waarin God homself manifesteer. So, as jy nie vertroud is met die Mentos eksperiment nie, ons heg vir jou nou 'n video hierby aan. Kyk gou hierna. Julle is meer as welkom by die huis ook te doen. Let wel dat hierdie video nie ons krediet het nie. Ons het nie kopiereg hierop nie, is nie ons nie. Dit behoort aan die geregmatige mense. Ons heg bloot hierdie video net aan as deel van die preekillustrasie of die illustrasie vir die gesprek van vanaand. Kyk gou hierna. Om ons geloof te kompartimentaliseer en daarmee bedoel ek dat ons geloof is event-based, gebeurtenis gebaseer. Met ander woorde, vir baie gelowiges is hulle geloof 'n Sondag, nee, en dit is duidelik hoe die Sondag apart staan van die res van die week, van die twee kom nie by mekaar uit en ons almal was ons skuldig daaraan, ek en Klein. Of ons dink aan ons geloof of aan goeie dade as iets wat event-based is, gebeurtenis gebaseerd is, so ons sal aan 'n projek deelneem of aan iets deelneem want ons wil 'n bietjie teruggee, né? Maar die teks maak dit baie duidelik dat ons geloof en hierdie vorm wat God in ons lewens aanneem is eintlik 'n leefwyse. Hy sê iets wat gebeurtenis gebaseerd is, nie.
Want die teks sê, wanneer hulle honger was, het hulle vir hulle iets gegee om te eet, en wanneer hulle dors was, het hulle vir iets gegee om te drink, en wanneer hulle iets gehad om aan te trek, het hulle aangetrek, en hierdie is alledaagse goed om te oorleef. Ons moet elke dag eet, ons moet elke dag drink, ons moet elke dag versorg wees en aantrek. So die teks praat hier van 'n leefwyse. Net soos wat die Mentos, wanneer dit in die gaskoeldrank ingegooi word, nie net by sekere tye oorborrel nie. Ek meen dit borrel oor, net die oomblik as jy die Mentos by die gaskoeldrank oorgooi, is daar 'n reaksie en dit borrel oor. Dit kan homself nie help nie. Net so met God. Wanneer God in ons lewens is, wanneer God in ons is, wanneer ons daardie begrip van inkarnasie werklik verstaan, dan besef ons dat God oorborrel. So eenvoudig, suster. Waar ons ook al gaan, met wie ons ook al te doen het, met wie ons paai ook al kruis. En die uitdaging van hierdie teks, liewe eggenoot, lê daarin dat ons God moet manifesteer teenoor mense van wie ons nie hou nie. En teenoor mense wat ons seer maak, en teenoor mense wat ons te nakom. Dink byvoorbeeld aan Christus aan die kruis, reg? So, ons het mekaar gesê dat God in ons elkeen is, en die Fransiskane praat byvoorbeeld van die natuur as die eerste Bybel, want dis waarin God homself manifesteer en vorm aanneem. Maar God neem in volkome vorm as mens en God aan in die vorm van Jesus Christus. En selfs aan die kruis borrel God se genade oor en borrel God se liefde oor vir my en jou, selfs vir my en jou wat die kruis nodig gemaak het, borrel iets van God oor. God can't contain himself, nee, dit is net wie hy is. En mag dit die basis wees van waaruit ons elke dag ons lewe leef. En jy weet dat selfs teenoor die wat Jesus gekruisig het en bespot het, selfs toe het God vorm aangeneem en sy genade en liefde oorgeborrel. So selfs die van wie ons nie hou nie, en selfs die wat ons dink het nie verdien nie, en dit is juis in daardie momente wanneer God vorm aanneem, wanneer God se koninkryk sigbaar raak. So mag die Here jou help hiermee. Dit is vir my 'n uitdaging, dit is vir my 'n geestelike dissipline wat ek moet aanleer, dit is vir my 'n teologiese gedagte waarmee ek worstel, en wat ek moet inoefen in myself om elke dag te sê, onthou nou, God het neem vorm aan deur my dade, en dit wat ek doen of nie doen ek direk aan God of nie aan God nie, en dit wat ek sê of nie sê nie, sê ek direk aan God of nie aan God nie. Maar maak nie saak wat ek doen nie, teenoor 'n ander nie, ek doen dit direk aan God. En Sondag het ons belydenis van geloof afgelê. Hier is weer 'n foto van ons vier kandidaate, weer eens baie geluk. En sulke geleenthede het 'n manier om onsself terug te vat na 'n tyd waar ons elkeen voor die preekstoel gestaan het en moes ja geantwoord het. Ja op die feit dat Jesus Christus ons verlosser is, en ja dat ons inkoop op hierdie droom wat God vir ons het as sy kerk. Op hierdie droom wat ek en jy sal deelneem om die koninkryk van God sigbaar te maak in die wêreld. So dit is my gebed dat dit vir jou 'n leefwyse sal raak, 'n tweede natuur, jou identiteit, want dit is wie ons geroep is om te wees. Want as ons werklik hierdie inkarnasie begrip besef, dink ek gaan ons roeping anders lyk. Ek sien vir julle Sondag 9uur wanneer ons kuier rondom Markus 13 en ons gaan praat oor die eindtye en die paniek wat die eindtye veroorsaak en die conspiracy theories of die samesweringsteorie, ek dink is 'n mooi Afrikaans woord vir dit, wat daar is rondom die eindtye. Daar was al van die vrugte wat dit al opgeteken was, al meer as 160 keer wat die wêreld se eindig volgens kulture en generasies en wat die wêreld redelik in rep en roer gehad het. So dis 'n algemene tendens en ons praat bietjie Sondag daaroor, en dan natuurlik Sondag aand ons Kersfeesdiens om 6uur waarna julle elkeen uitgenooi word. Ons dink dit gaan baie spesiaal wees om saam met julle te kan kuier rondom die begin van Advent. So ons wil julle elkeen uitnooi om hierdie geleentheid saam met ons te geniet Sondag aand 6uur. Ons sien dan vir julle, geniet julle week en lekker aand verder. Jesus.
Amen.